Welkom. Kom ons praat oor 'n oomblik van absolute krisis. Wat gebeur? Vra jouself af wanneer 'n legendariese leier sommer net weg is en die toekoms heeltemal onseker. Wel, vandag duik ons reg in die middel van presies so 'n oomblik in. Dis 'n verhaal oor hoe leierskap soms gebore word, nie uit krag nie, maar juis uit die as van twyfel. Verbeel jou net vir 'n oomblik, 'n hele nasie, na 40 jaar se swerftog deur 'n genadeloose woestyn, staan uiteindelik op die drempel van alles wat aan hulle beloof is. Kyk, hulle kompas, hulle rots, Moses, is dood. Net so. Die man wat die see gekloof het, is weg. En 'n stilte, amper 'n onnatuurlike stilte val oor die hele kamp. Almal dink dieselfde ding. Jy kan dit amper hoor in die stilte. Wie op aarde kan sy skoene volstaan? En dis presies waar ons verhaal vandag begin. Midde in hierdie see van hartseer en onsekerheid. Daar's 'n leemte, so groot soos die leier wat hulle verloor het, en dit voel asof dit hulle heeltemal gaan insluk. Dink net daaroor. Vir 40 lang jare was daar net een stem, een leier wat hulle deur die wildernis gelei het. Sy woord was hulle wet en sy teenwoordigheid, wel, dit was hulle waarborg. Maar nou, na 30 dae van rou, is daardie stem stil. Daai anker wat hulle vasgehou het, is weg. En nou dryf 'n hele nasie heeltemal rigtingloos op die vooraand van hulle grootste uitdaging nog. En daar aan die rand van hierdie see van onsekerheid staan Josua. Die mantel van leierskap is tegnies op sy skouers, maar vir hom voel dit soos die gewig van die hele wêreld. So terwyl hy uitkyk oor die beloofde land, is daar net een desperate vraag wat in sy gedagtes bly ego. Wat nou, Here? Jy sien, hy is die opvolger van 'n absolute legende, maar hy voel soos 'n bedrieër, heeltemal verlam deur die skaduwee van die man voor hom. Maar dis juis hier, in hierdie diepste oomblik van twyfel, in hierdie oorverdowende stilte, wat iets heeltemal onverwags gebeur. Die stilte word nie net verbreek nie, dit word deurboor. Die wind, wat vir dae lank gekerm het, gaan lê skielik. Die geknitter van die kampvure, doodstil. Selfs die lug voel swaar, amper asof die wêreld self sy asem ophou. 'n Stilte daal neer wat dieper en swaarder is as enigiets wat hy al ooit ervaar het. En dan 'n stem. Dis nie 'n mens se stem nie, dis diep, dis kragtig, maar tog is dit so duidelik soos 'n fluistering. En dit roep hom op sy naam, en dit verbreek sy eensaamheid soos 'n klip wat deur glas breek. Wat nou hierna volg, is nie sommer net 'n gesprek nie. Nee, dis veel meer. Dis 'n verbond. Dis die geboorte van 'n nuwe era, gesmee uit 'n goddelike bevel en 'n belofte wat nie gebreek kan word nie. En kyk net hoe ongelooflik direk die bevel is, daar's geen ruimte vir interpretasie nie, eenvoudig, staan op, steek oor, neem die land. Die boodskap is onmiskenbaar, die tyd vir treur is verby, die tyd vir aksie het aangebreek. Maar met hierdie monumentale taak, kom 'n ewe monumentale belofte. Ek sal met jou wees. Ek sal jou nie verlaat nie. Hierdie is 'n absolute waarborg van goddelike ondersteuning. Hy staan dalk aan die hoof van die leer, maar hy gaan nie alleen marseer nie. En dan die een ding wat bo alles uitstaan, die een vereiste wat oor en oor herhaal word, amper soos 'n tromslag, wees sterk en moedig. En dis nie sommer net 'n vriendelike stukkie raad nie hoor, nee, dis die spil waarom alles draai. Die beloftes is reusagtig, ja, maar hulle hang aan een ding, sy moed. So hierdie goddelike ontmoeting is nie net 'n gesprek nie, dis 'n katalisator. Dit verander nie net vir Joshua nie. Deur hom verander dit die lot van 'n hele nasie. Die man wat oomblikke tevore nog gebuk gegaan het onder twyfel, hy staan nou regop. Daai koue greep van vrees word vervang deur die vuur van 'n onwrikbare doel. Die dienaar word 'n leier, reg voor ons oor. Hy stap terug die kamp in en alles omtrent hom het verander. Die huiwering in sy tree is weg, vervang deur die fermheid van 'n bevelvoerder. En die mense, hulle voel dit voor hy nog 'n enkele woord gesê het. Sy houding alleen kondig 'n nuwe dag aan. En dan kom sy heel eerste bevel. Dis nie 'n voorstel nie, dis nie 'n versoek nie, dis 'n bevel. Maak kos gereed, want oor 3 dae steek julle hierdie Jordaan oor. Dis duidelik, dis dringend en dis gelaai met die gesag wat hy sopas ontvang het. Die debat is verby, die tyd vir aksie is nou. En die reaksie? Dis onmiddellik. Sy nuutgevonde doel is aansteeklik. Die kamp,
wat oomblikke tevore nog verlam was deur verlies, ontwaak met die energie van 'n sending. Die stilte van rou word vervang deur die geruis van voorbereiding. En dis waar ons die eerste deel van die verhaal los. 'n Leier is gebore uit die vuur van 'n goddelike roeping. Josua het die mantel aanvaar, ja. Maar die ware toets, die bruisende rivier en die vestings van die vyand wat aan die ander kant wag, wel, dit het nou eers begin.